is ons verlosser. Wat 'n wonderlike naam. Here, ons gee U al die eer wat U toekom. Ons erken U as ons verlosser vanaand. Here, waar sou ons wees sonder U? Here, en vandag, soos wat ons vanaand praat en kyk na U woord, Here, bid ek dat elkeen van ons 'n nuwe openbaring sal kry van wie U is. Here, maak ons oë oop, maak ons harte oop. Here, ek bid dat vanaand se woord soos 'n tweesnydende swaard sal wees. Here, dat dit regtig met ons harte, dat dit wil pierce our hearts, Lord. Here, dat daai woord diep sal gaan sit, Here, en dat dit 'n verskil in ons lewens sal maak. Here, dat dit nie sal wees soos wat U in die woord sê, hulle hoor, maar hulle hoor nie, hulle sien, maar hulle sien nie. Here, mag ons, soos ons vanaand luister, mag die getuienis wees vanuit U lippe uit, dat ons het gehoor, ons het gesien, ons het gedoen, wat U vir ons gewys het. Here, ek bid, soos wat ons nou rustig raak, Here, hou ons gedagtes gefokus op dit wat U vandag met ons wil share. Ons bid dit in Jesus Christus se kragtige naam. Amen. Amen. Kom ons gee die band 'n lekker hande klap. Dankie julle. Nou het dit nou niks met my preek te doen nie, maar ek voel ek moet dit net. Die Here sê vir my nou, I will not leave you as orphans. I will not leave you as orphans. Dit staan in Johannes 14. I will not leave you comfortless, bereaved, helpless. I will come back for you. Ja, dis 'n amazing mooi belofte wat Jesus vir ons gee. En ek voel net ek wil dit share met wie ook al vanaand die dalk sit. En weet julle wat, alleenheid is 'n verskriklike ding, want jy kan omring wees met mense en mense sal nie weet, maar hier diep binne in my voel ek baie alleen. En ek wil net vanaand vir jou sê, He will not leave you as an orphan. Psalm 27 sê that even though my father and mother has abandoned me, yet I, the Lord, will adopt you. Is dit nie beautiful nie? Dit beteken, maak nie saak hoe alleen jy voel, of wat jou geskiedenis is, of waar jy is op die oomblik nie. Psalm 27 vers 10 sê, I will adopt you. Nou dit het niks met my preek te doen nie, dis net 'n woord wat die Here nou vir my gegee het om met julle te share, weet net julle is nie orphans nie. So vanaand wil ek met julle met 'n vraag begin. Kyk, ek is nou nie iemand wat gaan preek oor Openbaring nie, dit sal nou wragtig nie my plan wees nie. So julle kan verseker weet, dat die rede hoekom ek preek oor Openbaring is, want die Here het vir my gesê, if you don't teach, dan gaan almal nou maar net wonder. En ons het 'n verantwoordelikheid as 'n familie om oor hierdie goeters te praat en om dit te question, want ons lewe in 'n tyd waar dit baie relevant is. En daarom het ek gesê, okay, Here, ek luister en ek sal hierdie journey gaan en ek wil regtig vir julle sê, ek weet ook nie alles nie. Eerlikwaar. Maar daar is sulke wonderlike mooi boodskappe en die Here het my oë oopgemaak vir wat hy vir ons wil sê in Openbaring en daarom wil ek hierdie journey met julle aanvat vanaand. En dit gaan 'n lang journey wees. Dit is nie net 'n quick fix nie. Okay, dit gaan 'n journey wees en ek hoop regtig dat jy in hierdie tyd jou woord sal vat en dit gaan lees. Die woord is 'n tweesnydende swaard. As jy die woord spreek, het dit geweldige krag. 'n Intercessor wat vir my in hierdie aanbid het my geleer dat haar gebed bestaan uit woord. Sy vat woord en sy verwerk dit in gebed, want dit is 'n tweesnydende swaard. En God sê baie duidelik oor sy woord, dat as dit uitgaan, sal dit nie leeg terugkom nie. So woord is kragtig.
is ook nie deel van my preek. Ek weet nie waarmee is die Here besig nie. Okay. So, ek wil eerstens gou vra, nou as jy so slim is en jy ken die antwoord en jy weet dis die antwoord, want jy het dit al gehoor, moenie antwoord nie, maar ek wil jou vra vanaand, waaroor gaan Openbaring? Skree gou uit, julle jonges, waaroor gaan Openbaring? Nee, die eindtye, wat nog? Gaan oor, ja, dis eintlik Jesus. Jy moenie antwoord nie, maar dankie, al die slimmes hier onder ons. Nou, eintlik, mense dink altyd Openbaring gaan oor die eindtye. En ek praat vanaand met iemand wat sê, dat in haar kerk was sy geleer om Openbaring het 'n geweldige vrees oor haar gebring. En baie mense koppel dit aan vrees, want ons onsekerheid. Maar het julle geweet dat Openbaring gaan primêr daaroor, oor wie is Jesus Christus? Dis waaroor Openbaring gaan. Hy wys wie hy werklik is. En terwyl ek hierdie boek van Openbaring, soos die Here met die afgelope paar weke, want ek sal baie lank besig daarmee, my deur Openbaring vat, hoe meer ek dit lees, hoe meer ontzag het ek vir wie die Here is. En hoe blyer het ek geraak soos ek die boek lees. Dit het regtig soos 'n vrede en 'n blydskap in my kom vestig. As ek die boek lees, herinner dit my aan sy wonderlike beloftes. En dit herinner my, I'm not an orphan. I'm coming back for you. Dalk is dit hoekom die Here daai woord vanaand vir my gegee. Dit herinner my daaraan. I'm not an orphan and he's coming back to me. So, ek wil gou vir julle sê, as jy gaan kyk na die woord revelation, wat beteken dit? In die NAS Exhaustive Concordance praat dit van 'n baie fancy Griekse woord wat ek nie eers vir julle gaan uitspreek nie. Revelation beteken uncovering, to unveil something. So wat gebeur as jy hierdie boek lees, is dit moet 'n sluier van jou oë afhaal. Dit moet 'n unveiling wees van wat eintlik hier aangaan. En elke keer soos jy dit lees, moet jy op 'n diepere journey gaan. Iets nuuts moet vir jou geopenbaar word. En jou visie moet al hoe meer wees Jesus Christus. Wie is Jesus? Hoe openbaar hy homself? Helps Word Studies praat van it's a revelation, it's an unveiling, it's a properly uncovering, all used with the revelation of Jesus Christ. So dit is waar openbaring gaan. En as ons nou regtig dit so voluit wil vat in die woord, kan jy net kyk na Revelation 1 vers 1. Hoe begin dit? The revelation of Jesus Christ. Dis waar openbaring gaan. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, things which must shortly take place, and he sent it and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all the things that he saw. Nou interessant net 'n bynoot dat daai shortly, ons dink shortly beteken dit moet binnekort gebeur. Maar daai shortly is nie dit gebeur binnekort nie. Dit beteken wanneer hierdie dinge gebeur, gaan dit vinnig gebeur. It will be a quick transition. So dis vir my een van die mooiste openbarings wat die Here vir my gewys het. Want ons dink altyd shortly, nog niks het gebeur nie. Maar weet dat wanneer dit gebeur, daai shortly, as jy daai woord gaan bestudeer, praat dit van iets wat in 'n vinnige tydperk gaan gebeur. So as ons hom kan sien en ervaar, soos wat hy homself aan ons openbaar, sal ons net in hierdie verwondering staan van wie hy is. En alles anders in ons lewe gaan begin klein raak. En dit is die amazing ding van openbaring, is, want hier is 'n baie de mekaar tyd. Die probleme vol groot, die de mekaar, wie voel nie de mekaar nie? Wie voel nie die pressure op die oomblik nie? Is daar enigiemand hier wat voel nee, daar's nou pressure,
alles. Enigiemand, jy kan regtig eerlik word sê, is dit jy, Sander? Is dit jy nie, jy nie? Jy, ag MC, dis wonderlik, dalk moet jy kom preek. Maar regtig, dit is 'n interessante tyd waarin ons leef. Maar dis ook die wonder, is wanneer jy besig is met die openbaring van wie Jesus Christus werklik is, dan raak alles anders klein in jou lewe en dit raak nie meer belangrik nie. Al jou worries, al jou dingetjies raak kleiner. En wat so amazing is van openbaring, is in openbaring, kyk in die Gospels of in die profetiese boeke, sien ons Jesus as die geslagte lam wat kom. Maar in openbaring kom hy nie in daai tradisionele geslagte lam rol nie. Hy kom as hy's 'n kryger, hy's warrior. Hy's koning van konings, Here van Here. Hy's die leeu van Juda. So in openbaring sien jy die krag van Jesus Christus. Want hy het reeds die eerste keer gekom om sy rol as 'n lam te vervul. That is done. Dis getik. As hy nou kom hy as die leeu van Juda. Jene, raak julle nie excited om dit te hoor nie. Hy kom as die leeu van Juda. En hierdie boek is ook 'n handleiding vir ons as gelowiges. Wat moet ons doen? Hoe berei ons voor? Wat is belangrik? So hierdie is 'n kritiese boek. En ek weet nie of julle hierdie geweet, ek is seker hierdie gaan nuus wees vir julle. Het julle geweet, jy is geseën as jy die boek van Openbaring lees? Jy is geseënd as jy die boek van Openbaring lees. Revelations 1 verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the prophecy and keep those things which are written in it. Daar's 'n blessing in dit. Is dit nie verskriklik mooi om dit te hoor nie? So, wie sal geseënd wees? Die een wat hierdie boek lees, die een wat hoor wat dit sê, en die een wat doen wat dit van praat. Dis die mense wat gaan geseënd wees. Ek neem aan die wat dit nie doen nie, val nie in daai kategorie nie. Dit laat my nogal dink, ek het so rukkie terug mos 'n preek gehad oor listen, obey, listen, hear and obey, onthou julle dit, en dit gaan daaroor. Nou hierdie is die enigste boek in die Bybel wat sê geseënd is dit as jy hierdie boek lees. En min mense lees hom. Is dit nie interessant nie? Dis vir my baie interessant. Jy sal geseënd wees as jy dit lees. Hoekom? Want dit is 'n openbaring van wie Jesus is. Nou, hoekom dit ook belangrik is vir ons om hierdie boodskap te verstaan, is, weet julle dat die oordeel begin by die huis van God? Weet julle dit? Het begin nie by die wêreld nie. Die oordeel begin by die huis van God. 1 Petrus 4 vers 17 praat van die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. As 'n gelowige lyk daai oordeel anders, maar daar is 'n oordeel en dit begin by die huis van God. En weet julle wat gaan daai eerste oordeel wees? Ons wat nou so lekker sit in die kerk, ons wat sê ons ken hom, ons wat sê ons is Christene, dit gaan sê, ken jy my? Ken jy my regtig? Kan jy voor my buig as jou verlosser? Is jy able om te buig voor my? Nie, het jy kerk toe gegaan nie? Dit gaan nie die vraag wees nie, it's not gonna tick the box. Nie het jy Bybel gelees nie. Nie wat het jy alles vir die koninkryk van God gedoen nie. Het jy my werklik geken? En ek vra jou hierdie vraag vanaand, ken jy hom werklik? Is hy werklik koning in jou lewe? En dan die tweede aspek sal wees, en as jy yes sê, dan is dit
Amen. Maar die tweede aspek gaan wees, hy kom ons vergoed vir ons dade. You will be rewarded according to your deeds. Maar jy moet hom ken, hy moet koning wees. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang, en hier is my die mooiste woorde, kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Praat van die kerk, dit praat van the body of believers, wat jy saam verrig het, as 'n liggaam, volgens wat hy gedoen het, of dit nou goed is, en of dit nou kwaad is. En ek wil vanaand vir jou sê, ek het nie geweet nie, gaan nie 'n antwoord wees, as hy voor jou staan nie. Want Jesus gaan vir jou kyk, en in 'n oomblik, as hy na jou kyk, gaan jy weet, hy weet alles. En hy gaan jou herinner, hy gaan vir jou herinner, en hy gaan vir jou sê, maar alles is in my woord. Alles is in my woord. Jy kan nie sê jy het nie geweet nie, want alles is in my woord. Hy gaan dit weet. Hy gaan jou herinner aan elke keer wat die Heilige Gees met jou gepraat het. En wat hy vir jou gesê het, hy gaan jou daaraan herinner. En hy gaan ook vir jou herinner aan elke boodskapper wat die goeie nuus van Jesus Christus vir jou gebring het. En jou vertel het. Ek is een van die boodskappers, by the way, vanaand. Ek se getuienis, dat jy het Jesus Christus nodig. As jy hom nie as koning ken in jou lewe nie, en as jy nie buig voor hom nie, sal jy nie 'n ewige lewe kan beerwe nie. Ons het Jesus Christus nodig. En dit moet 'n verhouding wees, nie 'n lip, iets wat ek sê of iets wat ek doen nie, dis 'n hart. Want in 'n oomblik sien hy alles as hy na jou kyk. En hy sien alles, maar hy is ook 'n regverdige regter. Hy ken die history ook, hy is nie onregverdig nie. Hy gaan nie onregverdige dinge van jou verwag nie. So jy hoef glad nie onder pressure te voel nie. Jy is net verantwoordelik vir dit wat hy vir jou gegee het. So die eerste 3 hoofstukke wat ek wil oor praat, is so ryk. Ons kan 3 maande daaroor praat. Maar vanaand gaan ons 'n klein stukkie afbyt. En ek wil begin by Openbaring 1 vers 4. Grace to you and peace from him. Nou ek het 'n hakies daar, wie staat him? It's Father God, who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Nou, jy sal sien dit begin met the 7 churches who are in Asia. Nou, Asia, daai tyd is nou nie Asia soos ons deesdae dink, China en daai plekke nie. Dit was, weet iemand? Turkye. Julle geweet, hierdie 7 gemeentes was in Turkye. So dit was 'n area wat glad nie Jesus Christus geken het nie. Hulle het nie idee gehad wie Jesus is nie. En deur die disippels wat die goeie nuus van Jesus versprei het, en Paulus, wel eintlik maar Paulus, dis die groot persoon hier agter, is daar 7 gemeentes hier in Turkye gebore in die mees absurdste plek wat jy kan dink, want daar's afgoderry, dit is gaan woes daar, maar in hierdie midde het hulle Jesus Christus gevind, en hierdie briewe word aan hierdie 7 gemeentes gestuur. Nou, hierdie boek praat van 7 gemeentes. Hoekom 7 gemeentes? Wat is die betekenis van 7 in die Bybel? Volmaak. 7 beteken volmaak, voltallig, perfek. So as hy praat van 7 gemeentes, praat dit van die simboliek dat almal is ingesluit. Dis volledig. Dis 'n gehele prentjie. Kan julle daai prentjie kry? En dit is kom dit is vir the body of believers. So die beginsels en die waarhede wat ons in hierdie 7 briewe raak lees, is
vir almal, vir ons as gelowiges. Wat interessant was, daai 7 briewe was nie net vir elke gemeente nie. Die opdrag aan Johannes was, stuur dit na al 7 gemeentes, lees dit vir al 7 gemeentes. So ons kan uit dit uitvat, daai 7 briewe is vir ons as 'n liggaam. Al 7 briewe het relevantie vir ons as 'n kerk. En hierdie was nie Joodse gemeentes nie, dit was heidense nasies wat tot inkeer gekom het. Wat is ons? Heidense nasies wat tot inkeer gekom het. Presies dieselfde gemeente. Okay. So, maar hoor net hoe beskryf God hom. Abba Vader. Hy wat is, Here, hierdie is, sê dit vir jouself, hy wat is, hy wat kom, hy wat was, hy is die God van die hede in die verlede en die toekoms. Dit behoort ons soveel sekuriteit te gee. God is oral teenwoordig. Daar's niks wat hy nie kan hanteer nie. Daar's niks wat hy nie kan hanteer of wat vir hom onmoontlik is nie. En is baie belangrik om te onthou dat wanneer ons hierdie boek van Openbaring lees, fokus mense tipies op die rampe en alles wat gaan fout gaan. En dis waar die probleem is. Jou fokuspunt moet wees Jesus Christus. Wat sê hy vir my hierso? Wat openbaar hy van homself? Maar wat vir my so mooi is, God begin eerstens om homself as 'n drie-enige God te definieer. Eers definieer hy wie hy as Abba Vader is. Wat was, wat is en wat gaan kom. En dit sê vir my, God is net altyd in beheer. Daar's nie 'n een oomblik in hierdie boek wat God nie in volkome beheer is nie. En ek wil vanaand vir jou sê, daar's nie een oomblik wat God nie in beheer is van jou lewe nie. Behalwe as jy kies om jou eie pad te volg. Maar hy is volkome able om jou lewe te hanteer. En ek bedoel nie daarmee, dis sonskyn en rose en alles gaan net gaan soos wat jy dink dit moet gaan nie. Al wat ek bedoel is, jy's nie 'n orphan nie, jy's nie alleen nie. En hy's baie bewus van jou situasie. Nou, as ons kyk na daai 7 getal ook, as ons kyk na, hy beskryf eers hom as God die Vader, dan praat hy from the 7 spirits who are before the throne. So wie beskryf hy nou? Hy het nou net God die Vader beskryf. Wie is die 7 spirits? Julle stil, is julle wakker of wonder julle? Heilige Gees. 7, die volheid van die Heilige Gees. Dit is wie die Heilige Gees is. En as julle nie daarvan geweet het nie, julle kan gaan kyk in Jesaja 11 vers 2, waar ons kyk na dit praat van, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid, die Gees van verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die Gees van die vrees van die Here. As julle daar gaan dit is 7, die 7 geeste, wat die volheid is van die Heilige Gees, wat voor die troon van God is. Dit spreek net van hierdie volmaakte, perfekte prentjie. En dit praat ook van die Heilige Gees, net sy awesomeness, van wat hy vir jou kan wees vanaand. Jy het 'n Abba Vader, wat is, wat was en wat kan kom. Dit is amazing, dis jou pa. En dan het jy Heilige Gees, wat in jou alles kan gee wat jy nodig het. Hy gee vir jou kennis, hy gee vir jou sterkte, hy gee vir jou raad, hy help jou met understanding en wysheid. Hy's daar in elke plek, 'n all-in-one package. Dit is jou hulpbron. En dan as jy verder lees, dan openbaar Jesus homself. Kan julle sien hoe mooi is dit? Ek weet nie hoe gelowe uitkom uit daar is nie 'n drie-enige God nie. Hoe kan jy hulle nie as 3 separate identities sien en ervaar nie? Jy het God die Vader, jy het die Heilige Gees wat hierdie 7 aspekte is in jou lewe. En saam met dit het jy in Openbaring 1 vers 5 Jesus Christus. En heeltyd beskryf die Here, hy openbaar homself die heeltyd aan ons. En weet julle, ons het so dal of hearing geraak.
Ons hoor nie meer die awesomeness nie. Hoor wat sê Jesus Christus van homself. The faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and freed us and washed us from our sins in his own blood. Is dit nie beautiful nie? Dit is wat die Here vir ons kom doen het. Onthou, hierdie boek is geskryf vir sy heiliges. En heeltyd beskryf Jesus hom, en hierso beskryf Jesus hom as die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, the ruler of kings. Nou wat jy hier moet weet is, Jesus gaan oor elke volk en nasie en koninkryk regeer. The time is coming. Die vraag is, waar staan jy? Gaan jy saam met hom regeer? Of gaan jy onder dit inval? Alles sal uiteindelik aan hom onderwerp word, soos ons in hierdie boek sien. Dit is wat sy woord sê. Maar vir ons wat in verhouding met hom is, sê hy in vers 5, and he has made us kings and priests to his God, to his Father. Hy het ons konings en priesters gemaak vir sy Vader. To him be the glory and dominion forever and ever. So hier gaan dit oor, wat is jou ware identiteit? Nie net weet wie Jesus is nie, weet wat hy vir jou beloof. Konings en priesters vir sy Vader. So dit gaan oor, weet wie hy is, maar weet ook wie jy is. Jy is veronderstel om nou al te rule en te reign in jou lewe. Dit is eerlik waartoe God jou roep. En hy hoop dat jy nog dit aan hierdie kant van die lewe sal ontdek. En dat jy nie sal spyt wees as jy by hom uitkom en dink, ek was so stupid, ek het nie geweet ek kon dit en dit gedoen het nie. Ek het nie geweet die krag in die woord nie. Hierdie dinge is net so powerful en is die identiteit wat ons het in hom. Dan Openbaring 1 vers 7. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Onthou wat Handelinge 1 gesê het. Die disippels het toe die disippels daar staan, toe sê die engel vir hulle, hy gaan terugkom net soos wat hy nou by julle opgevaar het. Net so kom hy terug. En almal sal hom sien. Daar's 'n baie mooi stukkie in Daniël 7 vers 13 tot 14 wat ek vir julle wil lees. In my vision at night, I looked, and there before me was one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. En julle moet weet, as jy hierdie taal hoor in Revelations, dan weet hulle dadelik, waar was dit in die Ou Testament opgeskryf. Dit was 'n reference back to what is happening. So ons sien net hierdie prentjie van Jesus voor God die Vader, waar hy vir hom alles gee en vir hom beheer gee oor alles. En as ons weer kyk na Openbaring 1 vers 8, dan praat hy van, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Jesus was van die begin af daar en hy is tot die einde saam met jou. Kyk wat sê Johannes. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin was die woord. Jesus was van die begin af daar. Van die begin af was hy deel van alles.
En as ons in Jesaja 44 vers 6 lees, so sê die Here, die koning van Israel en sy verlosser, die Here van die leerskare, ek is die eerste, ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. So wanneer jy hierdie uitdrukking sien van Alfa, Omega, begin, einde, eerste, laaste, waarmee hou dit verband? Dit hou verband met sy verlossingsplan. So wanneer jy hoor, hy praat van Alfa en Omega, begin en einde, eerste en laaste, dan is hy besig om jou te verseker dat daai verlossingsplan, hy is jou redeemer. So as jy daai woorde hoor, kan jy weet, hy is jou redeemer, hy is hier om jou vry te spreek, as jy hom gekies het. Van Genesis tot Openbaring sien ons hier dieselfde verhaal, waar Jesus, Abba Vader en Heilige Gees ons wil red en vryspreek. En hy's van die begin tot die einde. So onthou daai woorde. Nou in Openbaring 1 vers 9 praat dit van I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and the patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Kan julle weer sien? Dit gaan oor the testimony of Jesus Christ. Nou wie was Johannes? Hy was deel van Jesus se binnekring, ons weet dit. Hy was deel van Petrus se visvangbedryf voordat hy hier by Jesus aangesluit het. Hy moes ook na Jesus se moeder gekyk het. Jesus het dit aan hom toevertrou. Maar Johannes was ook die enigste disipel wat nie doodgemartel is nie. Die geskiedenis spreek daarvan dat hulle het hom in kokende olie gegooi, omdat hy nie Jesus wou verloon nie en hulle kon hom nie doodkry nie. Hy is lewendig uit daai kookolie uit en al wat hulle toe met hom kon doen is om hom op hierdie eiland te sit waar hy met niks of niemand kan praat nie. En dit is waar Jesus Christus homself op hierdie bonatuurlike manier aan hom geopenbaar het. En hy skryf dit, want hy moet 'n getuienis gee van Jesus Christus, net soos wat ons geroep is om 'n getuienis te gee. Nou as jy kyk na Openbaring 1 vers 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So hy is in die geestesriem weggeruk, weggevoer en hy het hierdie visie van die Here gekry. En as jy kyk na the Lord's Day, wat is the Lord's Day waarna hy verwys? Weet iemand? Ek hoor net fluisteringe. Nee, interessant nie. Ek het ook so gedink. The Lord's Day in hulle tyd was 'n Sabbath day. Dit was die dag waarop hulle tipies gerus het en stil geraak het en ceased from all their labors, want onthou hy was 'n Jood. So al wat hy sê is, on the Lord's Day, on Sabbath day, was ek meegevoer, ek het tyd met die Here spandeer, hoor die beautifulness van dit, hy het stil geraak, besig geraak met die Here en met die woord, op die Sabbath day, wat 'n dag was wat hulle afgesonder was vir die Here, en in dit, het die Here vir hom hierdie amazing openbaring gegee. So dit praat net van hierdie intimiteit, wat hy gehad het, on the Lord's Day, the Sabbath day. Dis interessant, nee, ek het nie dit geweet nie, dit was my baie interessant. En dan Openbaring 1 vers 11, hy hou aan om homself te openbaar. I'm the Alpha, I'm the Omega, the first and the last. And what you see, write it in the book and send it to all these churches. So julle moet nou dink, all those churches sluit ons in. Sy boodskap is vir ons bedoel. En wat sê die woord? Ons is geseënd as ons dit lees, as ons dit hoor, as ons dit doen. Hierdie boek was aan die 7 gemeentes gestuur, die liggaam van Christus. So as ons kyk na Openbaring 1 vers 12 tot 13,
I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like a son of man, clothed with a garment down to his feet, and girded about the chest with a golden band. Nou ons weet die woord sê daar is 7 kandelaars, lampstands praat van die 7 gemeentes. Dis wat die woord sê. Maar wat interessant is, hoor wat sê Jesus, in the midst of the 7 lampstands. Wat beteken dit? Jesus Christus beweeg deur die liggaam. Hy is by ons. Hy is met ons. En onthou ons praat van daai 7 gemeentes, praat ons van al die kerke nie. Maar hy reassure ons dat hy is by ons, hy's met ons en hy wandel saam met ons as die liggaam van Christus. Want hy's voortdurend besig om ons voor te berei as sy bruid. Dis waarmee hy besig is. Hy wil hê jy moet reg wees. Hy wil hê jy moet hoor wat die woord sê. En hy wil hê jy moet reg staan vir dit wat hy mee besig is. So hy beweeg tussen hierdie gemeentes. Hy's aktief betrokke by die kerk, die liggaam van Jesus Christus. En dan om sy bors het hy hierdie goue gordel. Nou wat interessant is, die priesters in daai tyd het nie 'n goue band gehad nie. Hulle het 'n pers. Praat ek nou reg? Pers nie. Hulle het 'n persband gehad. Maar Jesus het 'n goue band gehad. Want hoekom? Hy was hoëpriester en hy was koninklik. Hy het albei daai rolle vervul. Presies soos wat hy ons roep as gemeente om te wees. En dan Openbaring 1 vers 14 praat dit van his head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like flames of fire. Nou, as ons hierso kyk, daai white as wool, beteken nie hy was oud nie. Dit verwys simbolies na sy reinheid. Hoe rein Jesus is as jy na hom kyk. Dis opvallend. Onthou Johannes, hoe moet hy dit nou verduidelik? Hoe verduidelik jy nou hierdie prentjie? Dis net hierdie lig, hierdie reinheid, dis pureness. So weet dat as hy dit verduidelik, is dit hy's besig om simbolies te verduidelik wat hy sien. En dan kom ons na daai oë, wat soos 'n vuurvlam, eyes like the flame of fire. Jy kan niks vir Jesus wegsteek nie. Daai connection met hom, eye to eye. Alles word ontbloot. Vuur brand alles weg. Jy gaan nie iets wil sê nie, want jy gaan weet, dit help nie. Sy oë gaan reg deur alles kyk. So jy moet verstaan dat wanneer Jesus na jou kyk, niks vir hom weggesteek is nie. Hy sien alles. Dit wat in die duisternis gedoen is, word in die openbaar gewys. Dit laat my dink, ek het met iemand gewerk en die persoon het al vir 50 jaar met 'n geheim rondgeloop. En hierdie geheim het hierdie persoon in geweldige bondage gesit. Geweldige bondage. Want sy het dit nog nooit vir niemand gesê nie. En sy wil dit ook nie erken vir wat dit is nie. En ons het 'n sessie met haar gehad en uiteindelik, na lank praat, maar dit was so stranghold, kon sy dit bely. En toe sy dit bely, toe verkry sy soveel vryheid. Soveel vryheid. En ek sê toe vir haar, want sy is baie oud, sy is al 84 jaar oud. En ek sê toe vir haar, die Here wou gehad het, you have to deal with it now, before you walk over. En ek wil vir jou sê, al daai donkere, diep, duistere geheime, bely dit nou in hierdie lewe. Raak skoon,
raak vry, raak gesond. Ek het al mense gesien wat nie kan loop nie, maar as hulle mense vergewe, kan hulle weer loop. Dis die krag van om in bondage te wees, as jy geheime vir so lank, jy hou dit net vir jouself, en die vyand weet dit. Hy sê vir jou, jy moet dit verberg, want hy hou van verberg, om goedjies te verberg. Dit is hoe hy sy kloue in jou hou. So, in hierdie lewe, come clean. Want dan as jy voor Jesus staan, it's no problem. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek dink nie ek kan staan nie, ek dink ek gaan net daar neerval, want ons is wie ons is, nie? Maar maak jou hart, moenie dink, jy kan daai goeders as 'n geheim hou nie. Maak dit skoon in hierdie lewe nou, en word vry, ek dink dis die belangrikste. En dan praat dit van Jesus, his feet were like fine brass, as if refined in furnace. Nou wat interessant is van brass, koper, wanneer ons koper sien, praat dit van judgment. Dit is die betekenis, die simboliese betekenis van koper. Koper praat van judgment. En as ons Jesus sien met die voete van koper, beteken dit, ons as gelowiges, hy het die prys vir ons betaal. Daar is no judgment. Ons het verlossing deur hom. Maar dit het 'n ander betekenis vir mense wat nie in verhouding met hom is nie. En dan gaan ek afsluit met die laaste stukkie van vanaand. His voice is as the sound of many waters. Oh, dis mooi. His voice is as the sound of many waters. En Jesegiel praat dit ook daarvan, Jesegiel 43 vers 2, en kyk, die heerlikheid van die God van Israel het gekom uit die ooste, en sy stem was soos die gedruis van baie waters, en die aarde het gestraal van sy heerlikheid. Nou hierdie gedeelte spreek van sy wederkoms en van wie hy is, en hy kom terug in majesteit. So, ek gaan laat ons afsluit, en ek gaan twee dinge doen. Ek gaan eers vra dat Ronel vir ons speel, hoe klink water, rushing waters, hoe klink dit om dit te hoor? En ek wil hê daar waar jy sit vanaand, kry 'n prentjie van Jesus, en hoe hy na jou kyk met baie liefde, en baie deernis, en dat jy alles voor hom kan bring, maar raak bewus van hierdie, his voice as the sound of many waters. Raak bewus van dit vanaand. En as ons klaar maak met die klip, wil ek julle gou nog een ding vra. Daar is soveel krag as ons mekaar bid. Ek wil vra, jy moet vir iemand bid, maar vrou vir vrou, man vir man. Verkieslik nie iemand wat jy ken. En al wat jy vir daai persoon gaan bid vanaand, is baie eenvoudig, dit wat ons gepreek het. Jesus, ek bid dat Teresa 'n nuwe openbaring van U sal hê. Ek bid dat sy U sal sien soos wie U regtig is. Ek bid dat sy openbaring sal lees en dat sy geseën sal wees as sy hom lees. En dat sy sal sien, verstaan julle wat ek sê, jy bid die openbaring van waar ons vanaand gepraat het. So jy sien nie 'n lang ingewikkelde gebed nie. Bid net vir die persoon langs jou, die gebed wat jy vir jouself sou bid. Hoor julle wat ek sê, en bless daai persoon daarmee. Ek weet dit maak baie van ons ongemaklik, nie? Ons moet nog gemaklik wees, ons moet nog ewigheid saam spandeer. Weet julle dit? Weet julle dit? Ons gaan nog die ewigheid saam spandeer. Het julle ooit mooi daaroor gedink? Dis nie goodbye nie, dis hallo. So, ons moet gemaklik raak met mekaar. Ons gaan die ewigheid, het julle enige idee? Ons gaan die ewigheid saam spandeer. En ons moet gemaklik raak met mekaar. So kom uit jou comfort zone, en bid net 'n blessing oor iemand anders, dat hulle die
die openbaring van Jesus Christus sal beleef en ervaar vanaand. Ons gaan eers net na die rushing waters luister. Kyk gou langs iemand in. En bid vir daai persoon dat hulle ook 'n openbaring van Jesus Christus sal beleef op 'n nuwe en 'n vars manier.